Nou, liewe vriende, die Here het op my hart gelê om met u 'n reeks te deel oor die Abba Vader roep of Abba Vader gebed. Ekskuus, ek wil net die versie wat ons net eers lees is Galasiërs 4 vers 6. Ons gaan nou die skriflesing doen, maar dis die kernvers van hierdie hele reeks wat ons met u wil deel. En omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur en hy roep Abba Vader. Dis dan die versie wat ons in hierdie tyd by gaan stil staan en vertrou dat die Here dit in u hart sal kom ingrafeer. Galasiërs 4 vers 6. En net so om u 'n voorsmaakie te gee van wat die week gaan voorlê. Die heel eerste is vanmôre, wat is die Abba Vader roep of die Abba Vader gebed? En wil ons net dit eers 'n bietjie kom met u deel en in die woord so 'n bietjie kom herkou. Maar dan die woordjie Abba gebruik ons as 'n akroniem waar die A dan aangeneem, en dit is wat ons vanaand met u gaan deel. En dan die B is bedink God. En die uitdaging, met wie dink jy, praat jy as jy bid? En dan 4, ook weer dan die letter B is bemoedig. En die 2 B's, die bedink God en bemoedig, fokus baie sterk, terwyl alles, die hele al 5 boodskappe baie fokus op die Here self en wie hy is en wat hy doen. Maar daardie 2 is diep in die woord wie hy vir ons is, en is dit my gebed dat hy ook vir u in hierdie dae baie kosbaar sal wees en sal word. En dan A is die hoogtepunt, algeheel oorgegee, waar ek in hierdie gemeenskap met God myself totaal algeheel aan God oorgee. So eintlik is dit 'n intieme gebedsgemeenskap met God, as ek dit alles kan opsom, en is dit waaroor dit gaan. Nou kom ons kyk net eers 'n bietjie na die heel eerste tema dan is, wat is die Abba Vader roep? En kom ons lees net eers uit die skrif uit Galasiërs 4, en ek wil hê met die konteks, die agtergrond daarvan bietjie kry. Galasiërs is hierdie klompie wat alles in die wet wou doen. Hulle wou weer dat mense besny moet word, alvorens hulle geag sal word kinders van God te wees. En dit is absoluut 'n vereiste. En Paulus is raad op, hy's eintlik in 'n geweldige toestand in homself oor dit wat hy in hierdie Galasiërs vind, dat hulle het nou teruggekeer nadat hulle in Christus vrymaking en verlossing beleef. Nou draai hulle terug om in hulle eie vermoë, hulle eie krag, deur die werke van die wet, wil hulle graag God kom beïndruk. En dis met hierdie agtergrond wat hierdie hele skrifgedeelte dan is. Kom ons lees dan net eers vers 1, Galasiërs 4. Maar ek sê, solank as die erfgenaam 'n kind is, verskil hy niks van 'n diensknegt nie, al is hy heer van alles. Maar hy staan onder voogde en bestuurders tot op die tyd tevore deur die Vader bepaal. Vers 3, so was ons ook, toe ons kinders was, in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet is, los te koop, sodat ons die aanneming van kinders kan ontvang. En omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur, en hy roep Abba Vader. Daarom is julle nie meer diensknegte nie, maar kind. En as jy 'n kind is, dan ook erfgenaam van God. Dierbare Here, ons buig vir hierdie kosbare woord. Deur u Gees is dit beskik, dat hierdie vir ons opgeteken is,
gebeure is en vanmôre hier vir ons kom dien as 'n lig op ons pad. Here, wys ons onsself, wys ons waar ons verkeerd dink, waar ons in verkeerde koers gaan. Maar Here, wys ons verlosser. Wys ons U self. Verheerlik U wonderlike en groot naam. Dankie Here, ons oë is op U gerig. Amen. Nou, ek wil baie eenvoudig dit net in 2 dele deel die boodskap. Die eerste deel is bietjie oor gebed. En dan die tweede deel, die Abba Vader geroep of die Abba Vader roep. Maar as ek nou kom by die gebed, die eerste deel, dan is dit nou nie om vanmôre uit eensetting te gee en ek wil amper sê soos wat hulle in 'n gebedskool sal doen om 'n hele klompie dinge te noem hoe gebed werk. Ek wil eintlik net so 'n paar vrae in die middel lê. En rondom 'n mens se gebedslewe en wat soms hakplekke en vashak dinge is, ons gaan hoegenaamd nie oor gebed die ding uitpak in hierdie week nie. Maar ons gaan by die Abba Vader roep uitkom. Nou, ek herinner my, in my finale jaar op kweekskool, was ek hier in Pretoria Tuine, in die gemeente, en ek het die voorreg gehad, om onder Dominee van Sittert se bediening, het ek my laaste prakties gedoen. Nou, Dominee van Sittert was nogal 'n kwaai dominee gewees. In daai tyd het jy kwaai dominees gekry. En ek kom eendag in die studeerkamer in waar hy besig is daar. En baie uitdagend. Sê hy vir my, ek was maar baie jonk gewees, jy weet, ek was 17 toe ek op kweekskool kom. En dis toe in my finale jaar. Maar hy sê dit so hard en kras, maar hy sê, broertjie, kan jy bid? Maar ek sê, jy weet, nou, hy C.J. Vaughan het gesê, as jy iemand nederig wil laat buig, vra hom in verband met sy gebedslewe. En ek wil hê, jy moet vanmôre ook, in eenvoud maar, voor die Here kom buig, oor die eie persoonlike gebedslewe. En maar vra vir jouself, en vir die Here, draai bietjie die lig op my gebedslewe, en eintlik, wat sit agter my gebed? En dis waarby ons in hierdie dae gaan kom. Wat is die motief, die oorlegginge van my hart, wanneer ek kom bid? En daar's 'n gebedsarmoede. Ek het eintlik persoonlik 'n geruime tyd al wat ek baie bekommernis in my hart daaroor het, dat 'n mens kry baie keer het bidure ontaard in Bybelstudies. En dan word daar nie meer gebid nie. Dat 'n lang Bybelstudie en Bybelstudie is so belangrik. Ek het baie daaroor gewonder. Hoekom is dit dat Bybelstudie amper oorneem en gebed meer aan die agterspeen sy? Dan wil ek sê, ek dink Bybelstudie is ek mos half in beheer. Jy weet, ek kan boeke uitpak, ek kan kommentaar naslaan, ek kan navorsing doen, ons kan hierdie woord uitlegte doen, ons kan soveel dinge doen, ons kan besig bly vir dae en ure en maande en jare, tot ons naderhand 'n teologiese graad het daaroor, oor die Bybel. En ek kan na alles dalk glad nie in direkte verhouding met God staan nie. En hier is die belangrikheid daarvan, en ek wil so 'n bietjie aan die einde van die boodskap ook weer terugwys na Andrew Murray, en baie van u is miskien met sy bediening bekend. Hy was in die 1860, is nou 'n bietjie voor my tyd gewees, maar in 1860 was hy sentrale persoon in die herlewing wat in die Parel en Wellington en daai wêreld, en dit is verskriklik interessant as u bietjie na die museums en so gaan, as jy in die Kaap kom, gaan doen so bietjie navorsing en gaan kyk bietjie en gaan lees bietjie en kyk bietjie van hierdie materiaal en kyk wat die Here daai tyd gedoen het en hoe in antwoord op gebed die Here
die land kom omkeer het. En hoe hulle net eenvoudig, ek weet een spesifieke geval waar Andrew Murray in daai tyd 'n Pinksterreeks gehou het hulle na die reeks gesê, nee, die Here is nou so besig hier, dat ons kan dit nie nou ophou nie, en hulle het nog 'n week verleng, en na die week nog 'n week, en mense en boere, dit was, jy weet, dit is 1860, is perdekar en ossewa in daai tyd se tyd, en die boere het eenvoudig van die lande afgekom, hulle het in die aande gekom, deur die week, watter omstandighede, hulle het nie die rygeriewe gehad wat ons het nie, maar hulle het gekom en die kerk in Wellington het 'n nuwe vleuel aangekry, nog 'n vleuel aangekry. Hierdie plek het uit sy naad uitgebaar soos wat God ingegryp het. En daar was herlewing, daar's geweldige teestand ook geweest en hy was sentraal in 'n spreekbuis, hy het by geleentheid die NG Kerk destyds, hy was moderator op 'n stadium van die NG Kerk, het hy die kerk verdedig in 'n hofsaak en waar hy self hulle verdedig het. Hy was 'n baie kundige en sterk baie kennis gehad, die regter en daai tyd die advokaat het siek geword en het gesê wel, hulle het nie 'n advokaat nodig nie, hierdie Dr. Andrew Murray is beter as 'n advokaat, kon hy hierdie saak stel, maar dit daar gelaat. Maar Andrew Murray het talle boeke geskrywe oor oor gebed, en hy het byvoorbeeld The Ministry of Intercession, was een van sy boeke, The Life of Obedience, The Prayer Life, Abiding Christ, dis alles verskillende boeke wat hy geskryf het oor gebed. En hy het by geleentheid by 'n predikantekonferensie het hy so 'n steekproef gedoen. En hoeveel tyd, en onthou dis in hierdie gebedstye, en dit is ook in daai tyd wat die Here dinge omgekeer het en na herlewing gekom het, hoeveel tyd spandeer selfs die predikante aan gebed? En by die opname het dit gebleik dat van hulle miskien 15 minute 'n dag sal bid. En dis die wat die meeste gebid het. En dan dit was naamloos geweest om die egte weergawe te kry. So 15 minute. Maar daar word baie tyd spandeer aan studie en aan die Bybel en aan preek en alles, maar gebed is heeltemal daar's 'n gebedsarmoede en het hy daaroor gespreek. Hy het by geleentheid ook gesê 'n gebrek aan gebed sê eintlik ek het God nie nodig nie. Dit sê eintlik ek is goed, jy weet ek kom reg. Soos hulle in Engels sê ek is okay. Ek hoef nie soveel ure in gebed deur te bring of soveel tye in gebed deur te bring nie. Alles is reg aan my kant. So hy het hierdie groot gebedsarmoede. Hy sê the great lack of our ministry is not knowledge or organization but prayer. En het hy hierdie skokkende ontdekking gehad daar so min tyd aan gebed is. So die noodsaak van gebed wil ons graag reg aan die begin 'n fondasietjie lê vir dit wat in die res van die week gaan kom. As ons maar dink aan Salomo. Ons lees in 2 Kronieke 7 en dis die gedeelte wat as my volk hulle verootmoedig, né? Daai gedeelte en my volk oor wie my naam uitgeroep as hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sondes vergewe en hulle land genees. En uit hierdie is daar hierdie motivering dat daar gereeld en jaarliks in ons kerk 'n tyd van verootmoediging is. Nou, wat gebeur in so 'n tyd? Dis nou as dit nou sleg gegaan het, as die volk sien, maar hoor die Here het sy hand toegemaak en daar's nie meer reën nie en dit gaan sleg in die land, dan moes hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer. Het jy gelet? Hier's nêrens gesê hulle moet bid vir reën nie. Daar's wel gesê, julle moet julle verootmoedig. En julle moet bid, ja, dan moet gebid word. En dit is nie verkeerd om te bid vir reën nie.
En dan sê hy, en my aangesig soek. Moenie reën soek nie. Soek my aangesig. En nie net daar bly nie, bekeer julle van julle verkeerde weë. Daar moet 'n omdraai kom, daar moet 'n lewensherorganisering, 'n verandering kom, 'n metamorfose kom, 'n totale omkeer van jou hele binneste. En dit is in hierdie dae. Mens kry al die indruk dat 'n middag vir reën ek wil net reën hê. Nee. Gaan kyk, ons moet ons lewe met die Here reg kry, en dan sal hy. Jy weet, dit is so treffend, en toe Salomo sy gebed voleindig het die vuur uit die hemel neergedaal, toe hy klaar gebid het. En is dit nie wat ons in hierdie dae nodig het, dat die Here sal neerdaal, dat hy in sy groot krag in ons midde sal kom werk? Is dit nie dat die kerk en die kinders van die Here in hierdie tyd die kragtige ingryping van God nodig het nie? Toe hulle die gebed voleindig het. Toe dit gebeur. En toe het die Here ook aan verskyn in 'n nag aan Salomo en sê vir hom, ek het jou gebed gehoor. So as ons sommer net hier begin en sê, wel, ons moet terugkeer om die aangesig van die Here te soek. Nie net met 'n klomp versoeke nie. En dis wat ek eintlik die wegspring van hierdie reeks wil kom wys, dat baie van ons gebede gaan net oor my versoeke wat ek voor God kom bring. Hoor wat sê hy in Jakobus 4 vers 2, julle het nie omdat julle nie bid nie. En dis 'n vermaaning vir ons, dan moet gebid word. Hy sê, en dan sê hy verder vers 3, julle bid en julle ontvang nie omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welste deur te bring. En hierdie verkeerd bid, nou sal ons sê, miskien kom ons spandeer hierdie week om uit te vind hoe bid 'n mens verkeerd. Nee, ons gaan dit nie doen nie. Die saak hier van die verkeerd bid, om dit in julle eie welste deur te bring, dit gaan oor jou self. Dit gaan juis die senter, en God is net die voertuig om by jou senter uit te kom wat vir jou belangrik is. So dis hierdie ding van verkeerd bid. Jy weet, dit is so maklik wat ons kan vir mekaar boodskapies na mekaar stuur, en ek sien dit baie keer wat hulle sê, ek glo in gebed. Gebed werk. 'n ander een sal sê, ek glo in geloof. Ons moet net meer glo. Ek wil u vra, glo ons in gebed, geloof of in God? Want dis nie jou trane, gebede, bekering, berou, maar sy bloed werk versoening vir jou. Dit gaan nie oor bid is nie die senter nie. God is die senter. En dis wat ons in hierdie dae wil uitkom, is my begeerte van my hart. Is dit om jou versoeke te kry? Is dit net om my kry nuuslysie, as ek dit maar so kan noem, is net my lysie van goedjies wat ek by die Here wil hê, en ons moet net meer sulke lysies maak, en dit rondstuur, en sê al die versoeke wat ons kan bring na die Here toe. Kom ons maak net die versoeke meer. Dan sal daar dinge gebeur. Is dit my versoeke om dit te verkry? Waarom ons dikwels bid, ons soek iets wat werk. Ek wil hê dit werk, die kerk moet werk, dus ons moet in beheer wees, ek moet wen, en om te wen, moet ons bid. Ons gebed is partykeer om ons die vermoë te gee, dat ons dinge kan laat gebeur. Dis ons resep vir sukses, is gebed. Dan wil ek dit so 'n bietjie na 'n ander kant toe draai, waarom pryse kom. Jy weet, dit laat my dink aan, as die Bloubulle daar dit baie goed gaan, ek weet, dit is Bloubulle wêreld hierdie, maar as dit goed gaan, groot oorwinning, dan daai skare, dit gaan iets vreesliks.
Maar hoor jy, as dit so aan die einde van 'n wedstryd kom, en jy sien die skare verdwyn, dan is daar nie meer hande klap nie. Daar is daar nie meer juig nie. Waarom? Hulle wen nie. Hulle doen nie wat ek wil hê nie. Waarom prys ek die Here? Dis asof ek sal juig op die paviljoen, omdat hy so perseer terwille van my. Ek het gevra, ek het gebid, en hy het gedoen, en daarom prys die Here. Hy's die weg tot my bestemming. Hy's die instrument waarsonder ek nie kan doen en bereik wat ek wil doen nie. Ons kan sê, wel, ek kan niks sonder die Here nie. Ja, ek gebruik hom. Hy's die instrument in my hand. Nee, of is ons die instrument in sy hand. En dis waarom ek my moet verootmoedig en bid. Ek moet eers daar kom by die verootmoedig, voor ek met my lysie na God toe kom. En weet jy, hoe kan 'n mens jouself, as jy bietjie hierdie dinge bedink, jou betrap en sê, ag, ek het nou al weer 'n lysie voor die Here kom lê. En dis nie verkeerd nie. Hy sê ons kan ons daagliks ons brood van hom vra. Ons kan hoeveel dinge van hom kan, daar's baie oor gebed te sê. Maar gaan dit om van God net te kry wat ek graag wil hê? Is dit waarom ek bid? Nee. Ons is op die verkeerde pad. Want wat van as my gebed nie beantwoord word nie? Onbeantwoorde gebede, en ek wil nou nie daaroor, en u sal amper dink, joh, word ons nie nou ontmoedig om te bid as ons nou praat oor onbeantwoorde gebede nie. En ek wil net 'n spesifieke ietsie vertel van, ek onthou ons prinsipaal op kweekskool, Dominee Storm, het baie ernstig kanker gekry en hy het agteruit gegaan en het vir hom gebid. En op 'n dag sit sy vrou, hy is toe oorlede later aan die kanker, en sy vrou sit in warm bad in die kerk. Ons het haar genoem Tannie Maatjie. Dis nou maar ons, sy was ons koshuismoeder. En sy sit in die kerk en sy het 'n liggaamlike probleme, ongesteldheid. En hom in die Olwa gaan hou 'n genesingsdiens en hy vra, as iemand vandag vir hulle wil laat bid, kom ons gaan vir jou bid. En diep in haar hart, sy is 'n baie eerlike oop mens geweest, worstel sy met die Here. Sy sê, Here, ek kan nie. Want jy sien, hulle het soveel beloftes gehad, laat Dominee Storm gaan gesond word. Hulle het die beloftes so afgeskryf. Hy gaan gesond word. Die familie was ontsteld geweest. Al hierdie beloftes, dit het nie gewerk nie, so voel hulle. Ons het gedink hy gaan opstaan, hy gaan genees. Ons het dan so mooi gevra. En ons het al hierdie beloftes gelees in die Bybel. En hy's dood. Sy sê, ek kan nie vir my laat bid nie, ek glo nie. En diep in haar hart kom die stem van die Here en sê vir haar, kom vandag, los daai in my hand. En kom vandag, laat daar vir jou gebid word. En sy kom. En die Here raak haar aan. Jy sien, ons kan nie God beheer nie. Ons wil God soms in ons boksies indruk. En as ek vanmôre hier sou vra, hoeveel mense het soortgelyke goed beleef waar jou gebed nie beantwoord is, of dit nie was soos wat jy wou gehad nie, onbeantwoorde gebede, dan gaan ons 'n baie lang sessie kan hê om daaroor te praat. En dan sê ek daardeur, God bly getrou. Maar is ons koppe wat kom skeef dink, en ons teologie wat soms nie reg is nie. En daardeur wil ek absoluut verklaar, ek glo in goddelike genesing. Maar ek glo ook in 'n soewereine God. En ons gaan nie op daai ding ingaan en diep daaroor praat nie, maar daar is gebede sonder antwoord. Hy het 'n bietjie verder gegaan, die Here Jesus, en hy het op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is. Hoor net wie praat en met wie praat hy, as dit moontlik is. Laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans nie my wil nie,
maar U wil geskied. Daai gebed is nie beantwoord nie. En daarom kan U en ek vandag in die verlossing deel. Omdat die Vader, en ons gaan in hierdie dae die Vader se hart probeer daarin delwe. Omdat hierdie Vader vir sy geliefde seun gesê het nee. En die rede, omdat hy jou en my lief het hy nee gesê. God is baie groter as dit ons kan dink. 'n Mens kom by die vraag, bid ek dalk verkeerd? Hoekom kry ek nie antwoord nie? Of moet ek dalk harder probeer? Moet ons die gebede vermenigvuldig en dis klaar. Dis net die klein deeltjie wat ek oor gebed bietjie vanmôre wou sê. En dan wil ek kom by die tweede deel van die boodskap en dis die Abba Vader roep. Nou die Abba Vader roep is nie 'n mantra nie. Dis nie 'n towerwoord dat ek nou vir hom sê Abba en dan Abba Vader en dan gaan ek nou kry. Dis nie maar net woordeskat vir my gebede nie. Dis heeltemal iets anders. Dis eintlik baie meer as net gebed. En hierdie Abba Vader roep het eintlik 'n storie agter dit en dis die Galasiërs gemeente se storie en ons wil so 'n bietjie daarna kyk. Want hierdie Galasiërs gemeente het ook, jy weet, as ons nou dit op ons gebedslewe sou toepas, sou hulle sê, wel ons net meer bid, ons net harder bid, ons net langer bid, ons net meer pogings aanwend, dan gaan dit werk. Hulle het op die werke ingestel gewees. En daar's so 'n streep wat maar in ons godsdiens insluip, is dat ons ook reken, ons verdien en kan deur my doen bietjie meer verdien. En dis juist dit wat die Here wil kom aanspreek. Maar die Abba Vader roep, let wel, hy roep. Dis nie soseer ek wat dit nou opgedis het nie. Hy roep. So kom ons gaan, en ek wil bietjie die skrifgedeeltes uitpak, en ons gaan dit bietjie kom herkou, en kyk wat het die Here hier vir ons weggelê. Nou, in die begindeel van die hoofstuk, is daar die vergelyking wat getref word tussen diensknegte en dan kinders, of eintlik die analogie wat geskep word van 'n diensknegt. Is nou, kom ons maak dit eenvoudig, 'n tuinwerker, hy's nie erfgenaam nie. Maar as die kind nou die erfgenaam is, en hy's nog nie volwasse nie, dan kan hy net so min erf as die tuinwerker, as die diensknegt. So hy loop ook sonder die erfdeel. Nou hoor nou mooi. Vers 4. Maar toe die volheid van tyd gekom het, het God sy seun gestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. Nou kom ons herkou net so 'n bietjie hierdie paar begrippe. So maar. So daar's iets wat ek kom sê wat nou verander, né? Daai onvolwasse kinders en diensknegte wat nie erfgename is nie, met dit in gedagte, kom die volgende, het hy sy seun gestuur. En dis die Here Jesus. En let wel, God is die oorsprong. Dit kom van die Here af. Dit kom van God die Vader af. Hy het sy seun gestuur, hy is die oorsprong van dit alles en dit stuur nou na hierdie Abba Vader roep toe, né? Gebore uit 'n vrou. So Jesus het volkome mens geword om dit alles waar te maak. Gebore uit 'n vrou, dis baie merkwaardig. Maar ook gebore onder die wet. Die wet wat nie die vermoë gehad het om 'n mens te red nie. Want niemand kan deur sy eie werke gered word nie.
of kan verdien voor God nie, het Jesus gebore onder die wet, het hy die wet volkome kom vervul. Dit wat ons nie kan doen nie. En nou gaan ons verder met hierdie versie, om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. Ons nou nie hierdie kinderdeel met die voorafgaande kinderdeel verwar nie, maar hy sê, om die los te koop, sodat ons aanneming tot kinders kan ontvang. So uit ons sondheid word ons losgekoop, en deur genade word ons sy kinders. Kom ons kyk bietjie hierna, los te koop. Hy sterf aan die vloek uit. Hy vat die vloek op hom, om ons los te maak van dit, dat die mens wil op homself salig word. Die mens wil sy eie heil uitwerk. Die mens wandel sy eie pad. Ek het my eie pad geloop. Eva het ook haar eie pad geloop en wou haar eie heil uitwerk. En hy het ons kom loskoop van hierdie self doen, om het self te doen. En aanneem tot kinders kan ontvang. En ek wil met die woordjie ontvang sien, dis iets wat gegee is. Dis 'n geskenk. En hierdie term sal ek deurentyd soms gebruik is received, not achieved. Ek het dit ontvang, ek het dit nie verdien nie. En dis die wonder van genade. Nou ons Afrikaanse woordjie van genade kom bietjie kort om dit mooi tuis te bring, maar daar's twee woordjies in die Ou Testament wat gepraat word van mercy en grace. En wat verskil die twee van mekaar? Mercy is iemand verdien die dood, hy verdien die hel, maar hy ontvang dit nie. Dis mercy. En dis gegee deurdat Jesus my straf kom dra het. Dis nie maar net soos in Engels 'n handout nie. Dis vir my gegee, omdat dit vir my gekoop is, daar's 'n prys betaal om my vergifnis. Mercy, ek ontvang nie die oordeel wat ek verdien nie. Maar grace is om te ontvang. Dis die twee verskillende. Die een, ek ontvang nie die oordeel nie. Grace is om te ontvang wat ek glad nie verdien nie. So dis die twee verskillende goed van mercy en grace. En dis wonderlik hoe die twee saam soms in die woord gebruik word. So dis genade is mercy, ek ontvang nie, ek gaan nie hel toe nie, want Jesus het in my plek kom sterwe en my kom loskoop. Ek ontvang nie wat ek moet eintlik kry nie. En grace is ek ontvang. Jesus is, hy het gekom vol genade en waarheid, en genade op genade in Johannes 1 word gegee. Grace, which we know to be the power of Christ to do God's will. Weet jy hierdie woord van grace? Ek het dagstukkies wat ek lees so toe die nuwe jaar begin het, nou so by my verbygekom, en in Raal by die E-Sword Bybel het ek toe begin hy met hierdie storie, en hy beskryf dit as grace is soos 'n stad waar jy op pad is, en 'n bestemming. Hy sê dit is the long way to a place close by. Want hy kom woon binne in my. En dit was so interessant vir my. Ek is nou so by einde Maart nou al, maar met die dagstukkies gaan ek vooruit. Want ek verwonder my oor die wonder van grace, van genade. En dit wat binne in God vir ons, en hierdie definisie is grace, which we know to be the power of Christ to do God's will. As die seën uitgespreek word na die diens, wat word vir u gesê? Jy al opgelet? Die genade van ons dierbare Here Jesus. Jy moet sien waar hy sê, Petrus sluit sy boek af, 2 Petrus, hy sê, julle moet toeneem in die genade. Dit moet groei. Daar word selfs van Jesus gesê, en daar is nog al 'n bietjie puzzeltjie in, hy toegeneem in genade. Jesus
Het hy dan nie al die genade reeds gehad nie, maar hy het toegeneem in genade en gunst by die volk. Is nogal iets om aan te dink, maar nie nou aan bedink. Maar grace is die vermoë deur Jesus se krag, is aan my gegee om die wil van God te doen. As die dominee vir jou uitspreek hier Sondag, die genade van God met jou, dan is dit, mag die krag van die Here met jou wees in hierdie week om God se wil ten volle te ken en te doen en uit te lewe. Dis sy genade, sy geskenk aan jou. En dis wat in die Here Jesus, sy geregtigheid word aan ons geskenk. So, dis net die wonderlikheid daarvan. En dit is wat die Galasiërs nie verstaan het. Hulle het nie verstaan dat dit is iets wat vir my gegee word nie. Hulle het geglo ek moet daarvoor werk. Ek is 'n diensknegt. Ek moet hard werk om dit te bekom. En so in vandag in ons geestelike lewe is ons wil hard werk om dit te kry. En die hele wêreld, alles wat ons doen in die bestaande sekulêre wêreld is, jy moet jou kant bring. En dit is so by God se saak is, ek moet voluit vir die Here, en dit kom ons by die algehele oorgawe, die laaste boodskap. Maar dit is nie verdien nie. Abraham het sy seun geoffer, maar hy het niks verdien daardeur. Dis deur die grace, deur die genade van God, wat hy die genade gehad het om hy seun te offer. Ons gaan daarby kom. Dit gaan mense verstand te bowe hoe 'n man so ver kan gaan, soos Abraham, om sy seun te offer. Genade. En dit het pad gekom vir hom daarby uit te kom. Goed. Net so 'n bietjie ou EE3. Waarom moet ek jou die hemel inlaat? Wat is jou antwoord? As daar enige iets in jou antwoord is van, ek het gebid, ek het my oorgegee, ek het hierdie 5-punt plan na, en nie jou trane, gebede, bekering, berou, werk versoening vir jou. Niemand van ons word gered op wat ek gedoen het nie. Ek het in die dienste, as 'n kind het ek groot geword in die evangelie, ek het seker ten minste 6 keer agtergebly, dus ek later nou so probeer te, wat ek my sonde bely, agtergebly het, my hart vir die Here gegee het, soos ek het nou verstaan het, geen vrede nie. Dis ek wat dit doen. Maar tot waar ek as 'n seun gekom het by 'n plekkie, waar ek baie ernstig siek was, en ek daai dag, toe Dominee Ferreira vir my vra, het jy al daai sekerheid? En ek sê vir hom, ek het al so baie probeer. En dan probeer ek die datum onthou, jy weet dat ek daarom 'n antwoord het, as die oomies en die tannies my vra, want hulle vra vir jou, brand jou lampie nog, jy weet dan skit jy en jy is bang en jy weet nie, en jy moet dan 'n antwoord hê. Ek het daarom ook, en daai dag het ek dit gedoen. Jy gaan nie die hemel haal nie. Dis wat jy gedoen het. Ek het daai dag net vir die Here gesê, Here, ek het probeer, maar ek kan nie. En by die ontdekking van my eie onvermoë om myself te red, hy gee vir my die ou versie, Johannes 10:28, en ek gee hulle die ewige lewe, niemand sal hulle uit my hand uittrek. En die woord van God slaat my hart vas. En die vrede van God, hy gee dit vir my. Dis nie wat ek gedoen het. En hierdie is die belangrike, waarom moet ek jou die hemel inlaat? Het ek nie. Matteus 7:22 sê baie ernstig, hy sê, daar sal in daardie dag, sal hulle vir my sê, Here, Here. Dis mense wat hom noem, Here, Here. Het ons nie in U naam geprofeteer? Dis mense wat nogal bonatuurlike kragte gehad het in hulle geestelike lewe.
of soort van geestelike lewe, en in U naam duiwels uitgedrywe, en in U naam kragte gedoen nie. Ek gaan vir hulle sê, gaan weg van my. Ek het jou nie geken nie. Dis jy. En nie een van ons kan ons eie saligheid bewerk nie. Niemand nie. Jy moet kom by 'n plek waar jy ontdek, ek is verlore, ek het God se genade nodig, die Here alleen kan my red. Het ek nie, trek 'n rooi kruis daaroor, en dit moet verander, daai het ek nie, hy het. Want hy het hom wat geen sonde geken het, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Dis God wat dit doen, dis hy wat jou red, dis sy genade. En so is die hele geestelike lewe. Dis hy, dis nie ek nie. Johannes 1 vers 11 sê, hy het na sy einde gekom, sy eie mense het hom nie aangeneem nie, maar almal wat hom aangeneem het, en hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word, en hulle wat in sy naam glo. En jy sê, ja, maar is dit dan nou nie iets wat ek doen om die Here aan te neem nie? Hy maak my kind. Ek kom maar net my swak hand uitsteek en sê, Here, red my. Almal wat hom aangeneem het, ek kom maar net my hand wat altyd vasgehou het aan my eie werke en dinge, kom ek net leed maak en sê, Here, ek het met 'n bedelaars hand, Here, ek vat wat U vir my gee, red my, Here. Hy het hulle mag gegee om kinders van God te word, dis die wonder van die wedergeboorte. En al wat ek kan sê is ledig en met skuld belas, klim ek aan die kruishout vas. Naken klom ek kleding vra, hulploos smeek ek om genade. Net soos ek is, geen hulp naby, alleen U bloed gestort vir my. En altyd hierdie liede met U die gerus die oorsprong van waar daai liede vandaan kom, is mense wat aan die einde van hulle self was, en hulle soeke na God, en hulle net agterkom, is net hy wat my kan red. Dis net hy wat my sy kind kan maak. Kindskap kom nie van onsself nie, en omdat julle kinders is, het God die Gees van sy Seun in julle harte uitgestuur, en hier is nou iets wonderlik. As jy kind van God geword het, kom die Gees van sy Seun, let wel, die benaming nie net die Heilige Gees genoem nie, né? Die Gees van sy Seun in julle harte uitgestuur, en hy roep Abba Vader. Wie Jesus was, die Heilige Gees kom wie Jesus was, in my hart uitstuur, en wie hy in my is, roep Abba Vader. Omdat julle kinders is, let wel, het God die Gees van sy Seun in julle harte uitgestuur. En hy roep Abba Vader. Nou kom ons herkou 'n bietjie aan van hierdie woorde, net die woordjie roep. Daai woordjie roep is so kosbaar. Dit word, ek het bietjie gaan nalees, is die woordjie kratso, en dis die uit die diepte uitskreeu. Dis instinktief. Dis nie 'n netjiese gebed nie. Dis 'n hartrefleks. Dis soos 'n hert in dorre streke. Dis 'n binneste wat uitroep. En dit is, as ons praat oor die Abba Vader roep, dis uit die binneste van 'n mens wat 'n kind van God geword het, is daar 'n kragtige geroep na die Here, na die Abba Vader. So, daai woordjie kratso sê hulle is to cry out, dis 'n daai ruwe roep van 'n kraai. Uit die diepte uit skree, soos 'n hert in dorre streke. Hy roep hard.
En weet jy, terwyl ek nou so die woordjie lees, kom dit ook waar ek in die woord verduidelike, net vra, nou wat is die teenoorgestelde van roep? Stil. 'n Mens wat nie 'n kind van God is nie, is stil. Hy het nie roep nie. Dit roep nie, Abba Vader nie. Daar's nie 'n honger na God nie. Daarom is kerk vir hom 'n las. Dis vir hom 'n plig. En as hy daarin kan voel, wel, ek doen dit baie goed, dan voel hy trots daarop. Maar dit is 'n plig. Dis nie 'n hartskreeu nie. En dit is die kenmerk van 'n ware kind van God, is dat die Gees van sy Seun in my binneste roep, Abba Vader. Ag, as jy vanmôre iemand is wat sê ek ken nie dat daar 'n roep in my is nie. Ek het nie daai begeerte na God nie. Dan vra ek jou om vanmôre stil te word voor God en te vra, Here, kom verander my hart. Kom dan, maak my dan u kind, dat ek ook die voorreg sal hê om met die Gees van die Here Jesus. Jy weet, die Gees van die Here Jesus is alles wat hy is. Moet binne in my roep. Soos wat hy na sy hemelse Vader geroep het, so moet my binneste roep na die hemelse Vader. En omdat julle kinders is, het God die Seun, Gees van sy Seun in julle hart uitgesien, hy roep Abba Vader. Hy roep Abba Vader, nou net hierdie Abba Vader, so kosbaar. Nou daar's twee, dis 'n dubbele taal. Jy moet, en dit is baie kosbaar, waarom die woord so noem, Abba Vader. En Abba is Aramees, en dis huistaal. Dis die praattaal van die mense. En is daai liefdevolle, intieme huistaal, Abba. En Vader is die Griekse woord, wat meer in erkenning, in eerbied. So hier's twee kante. Hierdie Abba is die teer, liefdevolle, geroep na die hemelse Vader. Abba Vader. En ons gaan 'n bietjie by maandag aand terugkom hiernatoe. Abba Vader is intimiteit, Abba. Vader, diep ontzag. Abba is nabyheid, sonder familiariteit. Dis liefde sonder verlies in heiligheid. En in hierdie roep is ingesluit, jy weet, ons begrip van vaders is maar, soos ons groot geword, toe ons aardse paas was, en daar is soveel mense met soveel vaderwonde, daar is soveel slawe mentaliteit, ek moet verdien en ek moet presteer om by God aanvaarbaar te wees, en baie godsbeelde wat wanpersepsies is, ons gaan maandag aan bietjie oor hierdie goed praat, maar hoe hy daai goed kom genees. Maar die Abba Vader, en ek wil so die Abba kan ons in ons Afrikaans verstaal met papa. Daai het met jou papi gepraat. Maar maandag aand gaan ons die ding aanspreek dat dit beteken nie familiariteit nie. Daai Abba is nourisher of koester, een wat teerheid en liefde openbaar, die protector, daai beskermer, sekuriteit, beveiliger, die upholder, die instandhouer, die wat niks laat agteruit gaan nie, wat die voorsiener in behoeftes en heelmaking. En ek wil dit 'n beeldjie by u skep. 'n Klein dogtertjie is in die mall en die volgende oomblik kyk sy rond en sy soek waar is haar pa en hy's weg. Maar sy is nog klein. En sy raak benoud en die trane begin loop en sy skreeu op die top van haar stem, "Papa! Waar is jy, papa?"
Hierdie woord, Abba, is die geroep van 'n mens na jou liefdevolle hemelse Vader. Here, vir 'n oomblik is U nie daar nie. Ek wil naby U wees. Dis die kenmerk van 'n mens wat 'n kind van God geword het. Daarom is jy nie meer diensknegte nie, maar kind. As jy kind is, dan ook erfgenaam van God. En ons gaan oor die erfgenaam nog praat, maar vanaand sien ek uit om met u te deel oor die voorreg van aanneming. En as jy nou in die dag, ek weet die lewe is besig, maar in die dag het tyd het in Romeine 8 te gaan lees net hoeveel familieterme word in Romeine 8 genoem, en dan gaan ons vanaand met u daaroor praat. Die Gees van sy Seun in julle harte uitgestuur, en hy roep, Abba Vader. Die Heilige Gees het in liggaamlike, toe Jesus sy bediening begin. Toe kom hy, en net na hy gedoop is, toe kom daar 'n stem. En wat sê die stem? U is my geliefde Seun, in wie ek welbehaag. Dit is wanneer toe die Gees van God op die Here Jesus kom, kry hy die stempel, kry hy die bemagtiging, kry hy die identiteit, om sy bediening mee in te gaan, en te sê, 'n geliefde Seun van die hemelse Vader. My geliefde Seun, in wie ek welbehaag het. Want terwyl hy dit in gedagte het, gaan ons na die einde van sy bediening, of van sy aardse, net voor hy kruis toe is. Jy moet Markus 14 vers 36 gaan lees. En hy sê, dis Jesus, nee, hoor hoe bid hy, Abba, Vader, Papi, almagtige God, alles is vir U moontlik. Sien nie die band, sien nie die liefde tussen hom en sy hemelse Vader. As dit moontlik is, dat hierdie beker verbygaan, maar nie my wil nie. Ag, dan roep ek vanmôre uit, as ek die kruishout gadeslaan, waaraan die hemelkoning hang, is al my pogings, al hierdie ou werke goed waarmee ek voor God krediete wil hê, is enkel vaan, ek verfoei dit. Ek verfoei trots en selfbelang. Abba Vader roep, is 'n verhouding. Dus tussen 'n liefdevolle Vader en sy kind. En dis wat ons in hierdie dae by gaan stilstaan, en ek sluit nou weer af met Andrew Murray. 20 jaar na die herlewing uitgebreek het, is 'n deel wat ek raak gelees het nou in oor Andrew Murray, en dit is in 1879, so 19 jaar na die herlewing uitgebreek het. Toe verloor Andrew Murray, hierdie kragtige prediker, verloor hy sy stem. En hy kan nie 'n woord uit, net 'n gefluister is al wat oorbly. En ek gaan dit vir u hier lees. Hy het sy stem verloor, stripped of productivity, serving God like a hired servant, rather than like a son resting in a relationship. He wrote during this time that he had worked like a slave when he should have lived like a king. Plek sy 'n kind is, wil hy 'n diensknegt hê. Sy verhouding, plek van verhouding, was dit pligpleging. En daar word gesê hy het vir 2 jaar met hierdie saak gestoei in die smeltkroes
van 2 jaar stilte wat hierdie man sy grootste gawe was, onder andere om te kan praat en die woord te verkondig, en hy stil. Maar soos hy self skryf, in daai tyd het iets binne in hom verander. Hy het na dit toe hy herstel het hy sagter gepraat, eenvoudiger gepraat. Almost disappearing behind the message. En hierdie boodskappe van hom het geword, sy boekie oor humility, nederigheid. And the beauty of holiness. En hy skryf oor nederigheid, en dis kosbare iets om te lees. Pride must die, or nothing of heaven can live. As dit my werke en my doen en my ywer en my prestasies en hoe hard ek vir die Here werk en my ywer, as dit van my weggevat word en ek kan nie meer nie, wat bly oor? Dan ontdek ek 'n verhouding, dan's ek net 'n kind. En dis my begeerte dat jy in hierdie dae by die ou plekkie sal kom, soos wat Andrew Murray gekom het, en hy was 'n gebedsman. Maar hy het hierdie diep rus in die Here, het hy nie geken nie, en dit het moeilik gegaan. Dit het, met respek gesê, dit het God 2 jaar gevat. Toe strip hom van alles wat vir hom belangrik was. Sodat God die verhouding tussen hom en die hemelse Vader alles kan wees. Hoe sukkel die Here nie met ons, dat hy alles vir ons sal wees. Nie sy werke nie, nie ons bedrywige lewe nie harder werk vir hom nie. Ja, ons moet hard werk. Maar dit lê nie daarin nie, dit lê in 'n verhouding, in 'n nabyheid, in 'n Abba Vader, in 'n Papa Vader verhouding. En hy skryf ook in daai tyd abiding in Christ, en hy skryf hoe wonderlik dit is om 'n lootjie in die wynstok te wees. Dit is so 'n eenvoudige ding. Bly in my, soos ek in julle. Hy sê, in a world obsessed with effort, Murray points to another way. Not louder voices, not harder work, but deeper abiding. Diep in die wynstok. God se boodskap vanmôre aan u, omdat julle kinders is, het hy sy gees van sy seun in julle hart uitgestuur. Dis 'n werk van God en hy roep Abba Vader. Dis 'n verhoudingsgeskenk, received, not achieved. En ek sluit af. Ou dogtertjie word aangeneem en die ouers sukkel, die aanneem ouers sukkel om haar te kry so ver dat sy net vir haar pa daddy sal sê. Sy het nie daai vertroue met dit nie, maar op 'n dag sukkel sy haar raad op met 'n skoentjie wat sy nie meer regkom nie. En sy kom staan voor hom en sy kyk hom in die oë. En sy sê vir hom, Daddy, help me. Ek wil u nie ook maar vanmôre net vir die hemelse Vader kom sê, Vader, help my. Help my, ek wil dieper met u wandel. Ek wil in u rus. Mag die Here jou. Amen. Dierbare Here, hoe is ons as mens nie beïnvloed deur die sondeval wat probeer op ons eie manier ons heil uitwerk. Maar dankie vir u Gees wat ons lei in die hele waarheid en dat ons soos Hebreërs 4 dit sê dat ons in u kan kom rus. Rus in geloof, in verhouding.
agter die voorhangsel. Here seën elkeen en dat uit hierdie uit, dit gegrafeer word in ons hart, hoe kosbaar ons verhouding met U is. Dankie Here. Amen. Laat ek nou eers sien, is daar 'n slotlied of 'n slotlied? Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede, die genade van ons Here Jesus, die kragtige werking van die Heilige Gees, die liefde van die Vader, wees met u elkeen.